Geliefdes, baie welkom by ons erediens vanuit Exodus 3 vers 1 tot 22 met die tema God gebruik hardkoppigheid. Geliefdes, as jy inskakel, baie welkom by ons erediens. En ons is in Exodus, ons gaan so boek vir boek deur die Bybel en daarom ons liturgie volg ook alles wat ons in Exodus vind. Daarom geliefdes, kan ons begin uit Exodus 15 vers 18. Die Here regeer tot in ewigheid. Daarom kom groet die Here ons met sy seën vanuit Exodus 15 vers 22. Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. Hy is my God. Hom roem ek, die God van my voorvaders, hom prys ek. Geliefdes, tot sover. Kom ons begin deur weer herinner te word aan God wat regeer oor die hemel, wanneer ons saam sing, in die hemel is die Heer. Sien die lam op die troon, die dag van die bruid, die dag van die bruidegom. Hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. U regeer. Miljoene in gereedheid staan die engele om sy troon, verpyster in sy sieraad en die wielde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. U regeer in ons harte, U regeer oor die heelal, U regeer in ons lewens, U regeer boven alles. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U
gee. Geliefdes, ons wetgedeelte kom uit Eksodus 20, die 10 gebooie. Ek lees vir ons Eksodus 20 vers 1 tot 17. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbat heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, tot sover die wet van die Here. Kom ons raak rustig en dan sing ons saam, my hande hef ek op na U. My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is hier, die koning van my hart, van my hart. My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is hier, die koning van my hart.
Geliefdes, voordat ons die woord lees, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, wonderlike Heer, Heer, om in u heerlikheid te wees, is tog so heerlik. En veral wanneer ons die woord hoor, Heer, dankie daarvoor dat ons dit kan doen. Heer, kom vorm ons deur dit wat u vir ons leer. Heer, kom maak ons om al hoe meer te word, soos wat Jesus was. Heer, kom seën ons in wat ons doen. Heer, kom help ons in ons werk, Heer, ons alledaagse werk, maar veral in ons uitbreiding van die koninkryk. Heer, dat u ons sal toerus, dat u ons sal help. Heer, wanneer ons die woord lees, help ons om te verstaan, Heer, veral waar ons baie keer verkeerde dinge dink van u, help ons deur, soos wat ons deur die woord werk, dat u ons beeld van u sal vorm, sodat ons al meer u ten volle sal leer ken. En weer help ons om so te leef soos wat u wil hê. En ons bid tog dat u ons genadig sal wees met die back and close hier wat uitbreek en Vader, al die misdaad wat ons in ons land sien, Heer, dat u ons genadig sal wees, dat u vir ons 'n toekoms in hierdie land sal gee, dat ons die woord kan uitbrei. Heer, kom wees ons tog genadig. Heer, en veral bid ons dat daar terugkeer na u toe sal wees. Heer, dat daar begeerte sal wees om u woord te ken, 'n liefde daarvoor sal wees en 'n werklike besef van u heerlikheid wat al hoe meer sigbaar raak wanneer ons u in toewyding en in suiwerheid volg. Heer, wees tog so met ons. Heer, kom voorsien vir ons alles wat ons nodig het, kom gee vir ons vrede en rustigheid wanneer ons nie alles het wat ons dink ons nodig het nie, met die wete dat u vir ons gee wat ons nodig het. Weer, dankie dat u u seun gestuur het om vir ons sondes te sterf. Heer, want ons val tog soveel keer terug in die sonde. Heer, maar help ons om in dankbaarheid 'n nuwe lewe te leef, 'n lewe wat u verheerlik. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, die gedeelte wat ons lees is Eksodus 3 vers 1 tot 22. Dis die gedeelte waar Moses in die brandende bos met die Here praat. Ons lees, jy weet, Eksodus begin vir ons wat gebeur het in Egipte. Natuurlik die 10 plaae het daarna gebeur, 'n baie bekende gedeelte, maar jy sal sien, vroeg in Eksodus nog, dan praat die Here al met Moses in die brandende bos. Al wat ons voor dit al gelees het is, wat met Moses gebeur het, hoe hy in die rivier gesit is, en hy eintlik so te sê terug ontvang is deur sy ma, en toe het hy 'n Egiptenaar doodgemaak, en hy moes toe vlug vir die farao, en toe, na jare, wat hy vir sy skoonpa gewerk het, of Jethro gewerk het, het die Here aan Moses verskyn, om te roep, om nou die 10 plaae te gebeur, en dan die volk te lei, tot in die beloofde land. So die gedeelte waar die Here aan Moses verskyn, is Eksodus 3. Ek lees vir ons die hoofstuk. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester in Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep in die woestyn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in die doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan en hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom en om te kyk, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Die Here sê vir hom, moenie nog nader kom nie, trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor.
Ek het hulle leiding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Ferisiete, die Jewiete, die Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek? En dat ek dit by die Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry. God het vir Moses geantwoord, ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Daarom sê Moses vir God, sê nou maar, ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur, en hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek hulle dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet dit vir die Israeliete sê, ek is, het my aan julle gestuur. Verder sê God vir Moses, jy moet ook nog dit vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word van geslag tot geslag. Gaan roep nou die leiers van Israel bymekaar en sê vir hulle, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, het aan my verskyn en gesê, ek weet van julle en ek weet ook dat wat julle aangedoen word in Egipte. Ek het besluit om julle te laat wegtrek uit die ellende van Egipte na die land van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Ferisiete, die Jewiete en die Jebusiete, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Die leiers van Israel sal na jou luister en dan moet jy hulle na Egiptiese koning toe laat gaan en vir hom sê, die Here, die God van die Hebreërs, het hom aan ons geopenbaar. Laat ons asseblief 3 dagreise ver die woestyn intrek om vir God, die Here, 'n offer te bring. Ek weet dat die Egiptiese koning julle nie sal laat gaan nie, selfs nie onder dwang nie. Dan sal ek my hand uitsteek en Egipte tuister met die wonderdade wat ek in hom sal doen. Eers daarna sal die Farao julle laat gaan. Ek sal ook sorg dat die Egiptenaars goed doen aan hierdie volk van my, sodat as julle uiteindelik wegtrek, julle nie met leë hande sal gaan nie. Elke vrou moet van haar buurvrou of in die huis waar sy werk, silwer en goue goed, sowel as klere eis. Laat julle seuns en dogters dit dan as byt uit Egipte uit wegdra. Geliefdes, tot sover die woord van die Here. Geliefdes, baie welkom. Ons tema vandag, God gebruik hardkoppigheid. En wil ek sommer van die begin af sê, dit klink amper asof dit 'n goeie ding is om hardkoppig te wees, maar ek vra dat jy sal deurluister en sien dat dit eintlik die hardkoppigheid van die Farao was wat op die fokus hierso is, en dat ons nou in Exodus is. En dis 'n wonderlike boek om deur te werk, want jy weet daar's soveel dinge, wat ons baie keer dink van God, maar dit is nie altyd reg nie. En partykeer het ons nog 'n tekort aan wat ons van God sien en hoe ons hom verstaan. En soos wat mens deur die Bybel lees en veral nou in Exodus, dan begin hierdie beeld wat ons van die Here het, begin al hoe meer gevorm word. En Exodus is 'n boek wat, daar's baie goed wat van God geleer word, wat ons eintlik nie sal verwag nie, of dat dit nie 'n ding is wat ons indink van God nie, en dat ons eintlik nie eens verstaan nie, of eintlik dink, joh, maar dalk is hier iets verkeerd. So, dis 'n goeie boek om deur te werk, en dit vorm 'n mens se idee van God vreeslik baie. En daarom
As ek net dadelik 'n voorbeeld kan noem, dat jy nou net te veel daaroor wonder nie. Een van die dinge, nee, ons het nou van Moses gelees, en hy het in die brandende bos, hoor hy van God, en nou gaan die 10 plaae volg, en in hierdie 10 plaae, kan ons sien hoe die hardkoppigheid van die Farao toeneem en toeneem. En dan, veral hier teen die 5de plaag, dan begin selfs die towenaar sê, vir die Farao, luister, besef, hierdie is regtig die Here, laat die volk net gaan. Jy weet, op 'n stadium raak dit so erg, dat hulle landbou vernietig word, en die ekonomie van Egipte word heeltemal op sy knieë gedryf, jy weet dat die Here nog waarsku, of eintlik deur Moses waarsku, hy sê, luister, julle land is reeds erg vernietig, moenie nou nog, dat die volgende plaag nou nog, dit wat oor is, ook vernietig nie. Maar dan bly die Farao hardkoppig, en dan wonder mens hoekom. En dan as jy lees, keer op keer word daar gesê, God het die Farao hardkoppig gemaak. So dit was die Here wat dit gedoen het. En dan wonder mens, joh, dit is 'n eienskap wat mense eintlik verwag van die Here nie. Nee, en dis 'n ding wat ons moet verstaan. Want geliefdes, dit bring vreeslike troos vir 'n mens, wanneer mens hierdie verstaan van die Here. Dit help om 'n mens insig te gee van wat in die wêreld aan die gang is. As ek maar nou maar net dadelik kan begin met 'n toepassing. Ek luister nou die dinge van jy weet, onderhoud tussen Saai en Lux Libertas, waar daar gepraat word oor hierdie back and claw en wat aangaan daarbo, oor die besluite nou. As mens dit lees, ek het hier die jagerse ding ook geluister, jy weet, mens kry baie sterk die gevoel, dat dit gaan oor hardkoppigheid. Baie van hierdie goed, die rede hoekom het nou nog nie uitgegeen, die rede hoekom het nog nie geprivatiseer is nie, is maar baie oor hardkoppigheid. Ek moet erken, ek verstaan eintlik baie min van hierdie goed, dat ek eintlik nie kan oordeel nie. Maar hoeveel goed is daar nie in Suid-Afrika alleen, nee, wat ons baie keer hoor, die goed wat in die regering aangaan, en goed wat dinge sleg maak in Suid-Afrika, is maar oor leiers wat hardkoppig is. En dan, as mens hierdie gedeeltes in Exodus lees, dan gee dit mens hoop, dit gee mens begrip vir wat aangaan, en dit help mens, veral met die hoop wat dit gee. Nou geliefdes, ons weet van baie gevalle, nee, wat jy kan weet, is daai leiers hardkoppigheid wat soveel slegte gevolge het op ons land, wat die oorsaak is. Nou, geliefdes, daarom, wat ek gaan doen, jy weet, ons senior groep lees nou deur Exodus, en soos wat mens deur dit lees, nee, dan sal eintlik baie vrae wat beantwoord word, wat 'n mens baie keer deur die lewe het. En ek gaan so 'n bietjie van hierdie vrae antwoord, veral die wat mens baie mee worstel, en so, dit kom so 'n bietjie in vorm van vrae en stellings, maar dit is dan nou wat ons hanteer. So ons kyk na die volgende punte. Die eerste een is, soms word dit slegter wanneer ons gehoorsaam is aan die Here. En ons kyk eers na daai punt. En dan tweede een is 'n vraag, maar hoekom raak dit baie keer slegter wanneer ons die Here gehoorsaam is? Dan 'n derde een, wat ook 'n vraag is, hoekom vat dit soms so lank voor daar verligting kom, of hoekom worstel ek baie keer so lank met 'n ding, voordat dit beter raak? En dan 'n laaste een, is vertroue op die Here. Dit is waarop 'n groot gedeelte hiervan neerkom. So, as ons kan begin, kom ons kyk na die eerste een. Soms gaan dinge slegter voordat dit beter gaan. Nou, om ons net so 'n bietjie op spoed te kry, waaroor Exodus gaan, terug by Genesis het die eerste 10 hoofstukke daaroor gaan van die skepping en hoe dit agteruit gaan het tot by Noag, en dan is al 40 hoofstukke wat net gaan oor God wat by Abraham verskyn het en gesê het, ek maak 'n verbond met jou en met jou nageslag, en ons sien 3 geslagte wat daarna kom. Vanuit Abraham het Isak gekom, en ons sien hoe God die verbond daarso bewaar het, en ons sien vir Jakob en Esau hoe dit afgespeel het, en dan vir Josef, waar dit baie prakties God se verbondsbeloftes gebeur en baie daarvan geopenbaar. Maar aan die einde het ons gesien Josef, as gevolg van die jaloesie van sy broers, word hy verkoop na Egipte toe,
en daarso word hy mos nou tweede in bevel, en dan gebeur dit nou so, net met die hongersnood en alles, dat sy boeties op 'n stadium by hom verskyn, hierdie wat hom so verkoop het, en hoe ons sien hoe hy vergewe en hulle versoen, en dan sê Josef vir hulle, hy's baie goed vir hulle, en hy sê vir hulle, maar kom bly hier in Egipte, by die Goshen streek, en so gebeur dit, dat hulle nie meer in die beloofde land is nie, en dan kom hulle Egipte toe, en hulle begin daar bly. En dan is daar 'n periode van omtrent so 430 jaar, wat ons eintlik niks van hulle weet nie. En dan begin Exodus na hierdie 430 jaar, en het begin sê, maar luister, hierdie Jode het baie geword. Hulle het soveel geword, dat hulle orals was, en die Egiptenaars raak bang vir hulle, so hulle maak van hierdie Jode slawe, en die slawe wat hulle word, help nie, om hulle vrees minder te maak, of dat hulle minder word nie, en dan begin hulle later selfs die babetjies doodmaak. En dit is wanneer God hulle hoor, en God nou gaan ingryp. So dis wat dan gebeur het, en Moses se verhaal is dat hy vlug later, omdat hy 'n Egiptenaar self doodgemaak het, en nou het God aan Moses verskyn. Maar Moses word dan nou teruggestuur, en jy weet wat interessant is hiervan, is dat God het vir Moses gesê, luister, jy moet teruggaan, en jy daai gedeelte gehoor, waar hy vir Moses gesê het, luister, die farao gaan nie wil laat gaan nie, selfs nie onder dwang nie. So jy moet nou weet hoe moeilike opdrag moet dit vir Moses wees, en Moses het nou nog daai geskiedenis in Egipte, waar hy Egiptenaar doodgemaak het, waar die farao hom wou doodmaak, maar soos ons met die senior groep ook deur hierdie goed gelees het, weet jy, die moeilikste gedeelte vir my, en iets wat ons moet raak sien, is toe Moses gaan sê vir die farao, en onthou, hy het nou gesien die wonder van die melaats, wat hy, sy hand word melaats, en dan gaan dit weg, en die slang, sy staf wat hy op die grond gegooi het, dan word dit 'n slang, en dan word dit weer 'n stok, jy weet, daai hele wonders gebeur, en hy gaan doen dit vir die farao, en toe hy daai wonder doen, en sê, maar laat die volk gaan, toe word die farao hardkoppig, en hy sê, luister, weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan hulle werk nog swaarder maak. Hy het gesê, ek wil nie hê hulle moet hulle ore oophou vir jou storieetjies nie, so wat ek gaan doen, ek maak hulle werk al hoe moeiliker. Nee, hulle moet dieselfde hoeveelheid bakstene produseer met nog meer werk. Die Egiptenaars gaan nie meer help in hulle werk nie. So Moses gehoorsaam die Here presies, en die gevolg daarvan is dat dit net moeiliker word vir die volk. Jy weet, so dit moet 'n moeilik wees, en Moses gaan worstel met die Here, hy vra, hoekom werk jy so sleg met die volk? Wat gebeur hierso? En dan wonder mens, hoekom? En dis dan een van daai vrae wat ons moet vra. Want soos wat die plaag ook meer word, sien ons dat die farao se hart ook al hoe verhard word. En dan is die vraag, maar hoekom gaan dit soms slegter voordat dit beter gaan? Want ons dit gaan nou nie beter met die volk nie, inteendeel, die teenoorgestelde gebeur. Nou geliefdes, wat baie duidelik is dat God se wonders, wat toe nou gebeur het, die 10 plaae, word al hoe meer en meer, soos wat die hardkoppigheid van die farao aanhou. Want elke keer, dan kom die plaag, en dan bekeer die farao, en dan sê hy, julle kan gaan, en dan weer draai net om, en dan laat die Here weer die plaag weg ook gaan, elke keer as hy dan nou sê, okay, julle kan maar weer gaan, maar dan besluit hy weer anders, en dan kom maar nog 'n plaag, en nog 'n plaag. Jy weet, as daar net een plaag was, en dan kon mens dalk gesê, ja, wat is net toevallig. Maar omdat ons weet, wat elke keer word die plaag aangekondig, dan gebeur dit, en dan is die farao jammer, en dan sê hy, maar bid, laat dit weggaan, en dan gaan dit weg op daai oomblik. En dit is natuurlik, 10 keer na mekaar gebeur hierdie goed, ons is oortuig daarvan, en daar is nie 'n ander uitweg nie, dat het beslis van die Here afgekom het, hierdie wat gebeur het. En die mag van God raak al hoe meer, hulle sien dit al hoe meer, in 10 plaae word God se krag en sy mag al hoe duideliker en duideliker en duideliker. En uiteindelik moet hulle besef, daar is net een God. Nou geliefdes, jy weet, hierdie sou nie die enigste ding wees wat gebeur nie.
Want wat gebeur is toe die volk wegtrek, nee, het dit ook maar, hulle het konstant voor uitdagings gekom. En jy weet, hulle was nie dadelik in die beloofde land nie. En soms was hulle, jy weet, voor watertekorte, soms was daar vleistekort, soms was daar, jy weet, al hierdie probleme wat hulle gehad het. Jy weet, en toe ek dit so lees, toe dink ek, gee maar, is ons ook daar, jy weet, ons het ook nou deesdae watertekorte en kragtekorte en die vleisprys is hoog, en hoe reageer ons baie keer daarop? Nee, dit laat mens 'n bietjie dink. Maar geliefdes, deur hierdie hele proses waardeur hulle gegaan het, leer hulle die Here beter ken. Jy weet, dit was wonders wat in die volk ook gebeur het, net toe daar nie water is nie, toe word, jy weet, deur 'n wonder word die water weer drinkbaar, en weet jy wat vir my nogal getref het, is, daar word nogal gesê, nee, hierdie mense, jy weet, hulle trek uit, nou moet jy dink, as jy vir 'n heel dag trek, nee, is jy dors aan die einde van die aand. So hulle is op hulle laagste, op hulle moeilikste, en dis wanneer hulle dan klaar, en dan dink ek, maar, ons is nou nie eers daar nie, en ons klaar maar baie keer oor die tekorte wat ons het, sonder om die Here te gaan raadpleeg en te gaan bid en goed daaroor. Nee, maar die volk het al hierdie tekorte, en deur hierdie proses, van deur hierdie uitdaging en toets elke keer waardeur hulle gaan, leer hulle die Here beter ken. Sien hulle al hoe meer sy groot mag, begin hulle al hoe meer leer om geduldig te wag op die Here, begin hulle al hoe meer besef, maar die Here het ons nie net verlos nie, maar hy werk met ons, en hy heilig ons, so te sê, deur hierdie hele proses. So, die volk wat moes gesien het, jy weet, dit raak eers slegter, voordat dit beter gaan, besef, nee, mens moet baie keer gehoorsaam wees, en nie daar, partykeer weet, maar nou gaan dit eers bietjie slegter gaan, voordat dit beter gaan, maar dit is deel van die reis wat God met ons het. Want geliefdes, daar is een ding wat ons baie goed moet verstaan, en dit leer ons ook hierso vanuit die gedeeltes wat ons nou gelees het, dat God sê vir Moses, toe Moses nou die naam vra, toe sê hy vir Moses, weet jy wat Moses, ek gaan my naam gee, maar ek het nie my naam bekend gemaak aan Abraham, Isak en Jakob nie. Jy weet, so, dit beteken God het 'n gedeelte van homself openbaar aan Abraham, Isak en Jakob, maar nou openbaar God nog meer van homself. En deur die geskiedenis gaan dit so, nee, soos wat mense deur die Bybel lees, openbaar God nog van homself en nog van homself en nog van homself. En dit noem ons die openbarings historiese lyn, nee, wat die Here homself deur die geskiedenis al hoe meer en meer aan die mens openbaar. Nee, en ons wonder partykeer, maar hoekom sit ons nou nog hier vandag? En ons het dan die Bybel, ons het die Here leer ken, maar tog, nee, die wêreld verander. Ons het nou tegnologie wat vorige jare nie gehad het nie, en ons moet nog leer, nee, hoe die mens raak al hoe meer magtig, en dit maak partykeer dat hy al hoe meer dink hy is onafhanklik van die Here, en dan moet ons nog deur hierdie tye ook nog steeds leer, selfs al het ons hoeveel tegnologie, ons bly afhanklik van die Here, en so die Here, ons leer nog steeds die Here al hoe beter en beter leer ken. Dit beteken nie ons moet van die Bybel af wegbeweeg nie. Nee, inteendeel, ons moet dis asof die Bybel al hoe meer bevestig word, dat as jy lewe volgens in gehoorsaamheid van die Here, dan bring dit vrede en voorspoed, maar as 'n mens in ongehoorsaamheid bring dit geweld en korrupsie en misdaad en sulke dinge. So geliefdes, ons moet weet, nee, dis hoekom ons nog nie alles het nie. Ons sien nog uit na Jesus wat moet terugkom, om eerstens te kom regeer, dat ons weer in alles, al ons behoeftes voorsien sal word, maar terwyl ons nog nie daar is ons nog op 'n reis, waar ons die Here beter en beter leer ken, en daar gaan tekorte wees. Nou geliefdes, baie keer vra ons nog steeds, nee, maar nou hoekom nog so lank? En dit is nog een van die vrae wat hierdie beantwoord. En baie keer is dit nog, jy weet, ons het persoonlike dinge wat ons vir die Here vra, maar hoekom moet ek so lank met hierdie ding worstel? Hoekom moet ek so baie sukkel met hierdie ding? En dan, as ons deur hierdie goed lees, geliefdes, dan besef mense ook, nee, hoe die mens is. En veral as ons die Farao sien, ons dink baie keer die Farao is daai, jy weet, hy was nou hier die wrede koning,
En ons is glad nie soos hy nie. Maar partykeer as mens die Farao se goed lees, dan besef ons maar, hy het ook maar eienskappe gehad wat ons baie keer in onsself sien. Soos byvoorbeeld, jy weet, sy hardkoppigheid. Kan ons nie elkeen maar sê, jy weet, ons het ook maar hardkoppigheid oor sekere dinge nie. En partykeer is dit dalk hardkoppighede, partykeer is dit 'n goeie ding, dat as jy hou by die skrif, en ek sê maar, ek hou by die waarheid, dis amper 'n goeie, maar partykeer is dit hardkoppigheid, wat ons sekere gedeeltes in die skrif nie wil aanneem nie. En wanneer ons nou van hierdie hardkoppigheid van die Farao lees, elke keer dan kom 'n plaag, en dan besef hy dit kom van hier af, dan laat hy vir Moses en Aaron kom, en dan sê hy vir hulle, ek luister, ek's jammer, gaan bid asseblief vir my, bid dat dit in my kan goed gaan, maar bid laat dit weggaan, en dan gaan dit weg. So, dis 'n bewys dat dit van God afkom. En dis nie lank elke keer nie, as hierdie plaag eers weggaan, en dinge gaan nou weer beter, dan draai hy om. En dan sê hy nou weer, nee, julle kan nie gaan nie. So dis keer op keer op keer, veral hierdie 10 gebooie, 10 plaag. Elke keer kom hy, en hy, as dit weer bietjie beter gaan, dan draai hy weer om. En dis ons as mense nie maar ook so nie, en selfs as Christene, nee, baie keer, as dinge sleg lyk in ons land, en ons raak bekommerd, en goed, dan het ons al hierdie samekomste, en ons het gebedsdae, en ons het kom tot bekering, en al daai goed, en as dit begin beter raak, dan sit asof ons weer omdraai, en asof ons maar net weer terug gaan na ou gewoontes toe. En daarom, nee, om dit net so 'n bietjie persoonlik te maak, jy weet, baie keer, as ek dit in myself sien, nee, ek worstel soms met ongeduldigheid, jy weet, en dan baie keer, soos dit nou gaan, nee, dan begin ek die gevolge van my ongeduld voel, en dan, jy weet, as ek dan nou weer so 'n bietjie backtrack, en ek is nou nie meer so, ek raak weer 'n bietjie meer geduldig, jy weet, dan is dit baie keer, asof dit ook maar net weer rukkie hou, as dinge nou weer beter gaan, en ek voel nie meer die gevolge van my vorige ongeduld nie, dan is dit asof ek weer maar terugval in my ongeduld. Nee, so, geliefdes, dis 'n belangrike ding wat ons ook moet verstaan, dis baie gesond vir jou geloofslewe, om jou eie swakhede raak te sien, en jou foute raak te sien, en te kan jou eie hardkoppigheid raak te sien, en dan natuurlik vir die Here te vra, dat die Here ons sal help daarmee. Maar geliefdes, die troos lê vir ons daarin, dat, jy weet, pas het maar altyd toe op 'n land, jy weet, want dis maar, jy weet, daar word gepraat met die konings, en oor die regering van die dag, en so, jy weet, dit kom ook maar baie dit daarop toepas, jy weet, in ons land, nee, ons weet, die hardkoppigheid van leiers, wat sekere dinge nie wil laat gaan nie, wat, jy weet, nie sekere werk vir die bevoegde mense daarvoor wil gee nie, en dan, dis hardkoppigheid, nee, wat hulle baie keer nie wil luister nie, ons het oplossings vir baie hierdie probleme, en dan wil hulle nie luister nie, hulle hou vas aan sekere dinge, wat ons sê, maar hierdie gaan nie werk nie, en daai gaan nie, jy weet, en hulle skop vas, en dan kan ons baie keer die gevolge daarvan voel. En geliefdes, ek wil ook noem, nee, dis nou nie net noodwendig die regering nie, jy weet, baie keer het ons hardkoppigheid maar in ons families, of jy is dalk in 'n verhouding, of jy weet dalk by die werk, of by die huis. As maar altyd hierdie tipe hardkoppigheid, en 'n gelowige sien sy hardkoppigheid raak, beteken nie hy is nie hardkoppig nie, en hy werk daaraan, maar vir dan 'n ongelowe hardkoppigheid, is ook baie keer wat ons in die regering sien. So, dan geliefdes, die troos lê daarin, dat die hardkoppigheid wat ons baie keer sien, is nie buite God se beheer nie. Dis nie asof God nou hierso wag, en hy wag nou vir die hardkoppigheid van al die mense om weg te gaan, en dan sal hy nou ingryp of iets nie. Maar God gebruik baie keer juist daardie hardkoppigheid, om sy grootheid bekend te maak. En wanneer ek sê die grootheid van God, dan beteken dit nie net, nee, ons sien God se grootheid in die natuur, en ons sien dit veral in die reën, en jy weet, wanneer dit kom, maar God se grootheid beteken ook dat ons die waardes wat God sê, as hy byvoorbeeld sê, maar moenie steel nie, of moenie wees eerlik, en al daai, dis deel van dit wat God van homself openbaar, en God wil aan die wêreld openbaar, maar lewe volgens my wette, lewe volgens die manier hoe ek julle leer, en dis wat die gevolge gaan wees, en volg julle eie wysheid, volg julle eie manier, en
dan sien julle die gevolge. So in dit, in die wêreldgeskiedenis, in die wêreld wat nog gebeur, is dit wat God openbaar ook van homself, is dat mense wat gehoorsaam lewe aan hom, dan sien ons die gevolge van die wat nie gehoorsaam lewe aan hom nie, sien ons die gevolge daarvan. En dit is wat al hoe meer en meer bekend word in die wêreld. Nou geliefdes, jy weet, in Suid-Afrika, is daar, as ek nou net 'n voorbeeld kan noem, jy weet, baie keer, ons sit hier in ons land en ons sê, luister, hierdie ouens wat die hospitale moet in stand hou, hou op, dit gee vir mense wat steel, of mense wat oneerlik is, of mense wat sê hulle kan nie werk doen, maar hulle kan nie werk doen nie. Hou op, dit gee vir hulle, want om te steel, is een van die eienskappe wat God ons sê om nie te doen nie, 'n volwasse Christen doen dit nie. En ons voel baie keer, maar hou op karring aan die mediese fondse, en hou op dit gee vir, of hou op mense wat dit bestuur, en kriminele, om dit vir hulle te gee. En goed, en veral die wat hardkoppig aanhou steel. Maar geliefdes, al hoe meer kom daar besef, dat ons kort die hulp van die Here. En jy weet, ons besef al hoe meer, en mens kan al hoe meer hoor hoe dit in ons land begin uitpassein word, is dat, jy weet, ons soek iemand in beheer van daardie goed, van die land, iemand wat Godvreesend is, iemand wat gehoorsaam is aan God. En jy weet, daar is nog 'n groep in Suid-Afrika, wat sê, nee man, jy weet, gee dit vir leiers wat nou maar steel, en goed, solank hulle nou net dit gebruik om dinge reg te maak van die verlede, en jy weet, of hulle is geregtig daarop, en jy weet, so daar sulke sienings nog in ons land, en dit raak al hoe meer, die groep wat al hoe meer besef, dat ons eerlike leiers kort, en ons kort Christenleiers, daai groep word al hoe groter. En ons kon sien vir al die laaste jaar, dat daar 'n diepe besef was, is die waardes wat die Here ons leer, en die leiers wat daai eienskappe het, is, ons voel al hoe meer die gevolg daarvan, en ons besef die belangrikheid daarvan. En dit raak al hoe meer sigbaar, hoe hardkoppiger die leiers raak, en hoe meer hulle amper sondige manier die land regeer, hoe meer raak die besef, hoe belangrik dit is om te regeer op die manier wat die Here ons leer. En dis waar ons land moet uitkom. En hoe lank? Ek weet nie. En die Here openbaar dit nie altyd nie. Maar geliefdes, soos ons sê, dalk moet dit so lank aanhou dat ons tot 'n besef kan kom, en dit lank genoeg onthou om te weet, maar as dinge beter word, dat ons nie teruggaan na daardie gewoontes nie. Jy weet, baie keer is dit as een goddelose leier val, dan kom maar net weer 'n volgende goddelose leier in sy plek. Met die hoop, dan hoop almal net dat hierdie nuwe goddelose leier nou iets beter, en dan sal nuwe beloftes en nuwe planne, maar hulle is nog steeds op goddelose maniere, en baie keer as dit lank genoeg aanhou, dan sê mense, ek kan ons soek, as daai leier nie Godvreesend is nie, dan soek ons hom nie. So, maar geliefdes, jy weet, die wonderlike troos is dat die Here dit alles in die hande, die hardkoppigheid is nie wat God terughou, of God wag nie vir hardkoppigheid, hy gebruik dit ook, deel van sy raadsplan in die wêreld. Nou geliefdes, ek sluit af met ons laaste punt, en dis vertroue op die Here. Geliefdes, soos wat ons, jy weet, deur hierdie goed lees, en gesien het, dat toe die volk weggetrek het, jy weet, dan besef mens, hoe baie hierdie eintlik ook maar van toepassing is op ons, en dis baie meer op toepassing op ons as wat ons dink. Want hulle kom baie keer op plekke, waar byvoorbeeld die water is nie, of die water is bitter, en jy weet, ons kom ook maar in sulke tye, waar daar tekorte is. Jy weet, en dan word ons baie keer rebelleer, en as ons baie keer mooi gaan dink, jy weet, ons is natuurlik, ons rebelleer teen die ouens wat dit veroorsaak, ons weet, is baie keer as gevolg daarvan, maar baie keer moet ons onsself ook gaan sê, maar ons moet ook onthou, jy weet, daar moet nie, dat God ook besig is met iets, dat ons nie so rebelleer, dat ons amper teen die Here rebelleer nie, want die volk, rebelleer op 'n stadium teen Moses, en dan sê die Here, maar, hoorie, hulle rebelleer eintlik nie teen jou nie, hulle rebelleer teen my, en die manier hoe ek hulle laat wegtrek, en die toetse amper waarin ek hulle sit. Dan moet ons baie keer dit in gedagte hou,
My geliefdes, veral soos wat ons deur hierdie dinge gaan, watertekorte en kragtekorte en medikasietekorte wat ons nou op die stadium beleef. En dan sal twee leerige besef, nee, die eerste een is soos Moses, moet ons hardkoppigheid aanspreek. Nee, Moses, hy gaan terug terwyl hy weet hierdie koning gaan hardkoppig wees, hy gaan nie luister nie, hou hy nog steeds aan om te gaan. En ons wonder partykeer, ons sê partykeer, ag, hierdie mense gaan in elk geval nie luister nie, en ag, daar is nie hoop nie, want jy weet, ons sien nou al so lank, jy weet, hulle kom weg met moord, en hulle kom weg met misdaad, en goed, maar ons moet aanhou hierdie goed aanspreek. En dan nog steeds die wil van die Here bekend maak. Maar dan 'n tweede ding ook, ons moet bly die Here vertrou. Nee, want ons maar weer die Here sal uitkoms bring, op die tyd wat hy dit wil bring. Geliefdes, Eksodus gee my soveel moed, nee, en soveel begrip, en soveel verstaan. En mag die Here elkeen toerus om moed te hou en vreugde te vind in die manier hoe God homself openbaar, dat ons nie so in moedeloosheid sal verval, dat ons dink daar is nie meer hoop nie, en met die wete, dat God is besig op sy tyd en op sy manier in hierdie wêreld. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, Liewe, dankie dat ons U so beter kan leer ken. Here, dat U Uself aan die mens geopenbaar het, maar dat ons ook vandag weer dit kon gelees het. Here, help ons om ons troos en ons vrede in U te vind. Here, help ons wanneer dit voel vir ons baie keer dat dit so lank aanhou. Here, dat ons vrede daaroor sal hê, maar dat ons ook 'n vreugde daarin sal vind, dat U in ons werk, en dat U ons heilig maak. Weer, ons vra dat U ons sal help om U daarvoor te vertrou. Weer, maar ons vra ook dat ons nie sal terugdeins wanneer ons die ongeregtigheid en die misdaad en dit sien nie, maar Here, dat ons ook sal verstaan wanneer daar nie beterskap kom nie, of wanneer dit voel of dit dinge erger maak, Here, dat ons nog steeds sal volhard. Here, kom help ons om te volhard in die geloof. Here, help ons om deur elke toets waardeur ons gaan, aan U vas te hou, en U voor oë te hou. Here, maar wees tog so met ons in ons land. Here, bring tog vir ons beterskap, bring tog vir ons verligting, dat ons 'n bestaan hier kan maak. Weer, wees ons so tog naby, help ons dat daar begeerte sal wees, bovenal vir U teenwoordigheid, dat U teenwoordigheid al hoe meer sigbaar sal wees in ons land. Help ons om so te leef teenoor ons medemens. Weer, en dankie dat ons die eienskappe meer kon leer ken het. Help ons om dit so te aanvaar, en te weet, Heer, ons kan U nie verstaan nie, ons kan U nie begryp nie, maar dit wat U wil is om aan ons te openbaar, help ons om dit met vreugde aan te neem. Dankie dat U Seun gestuur het om vir ons te sterf, en net vir ons te sterf, maar ook nou te sien hoe U van die begin af daar was, die volk gelei het, die boodskapper was, en dat ons ook weet dat ons op 'n reistog is, saam met U. En dankie dat U ons sondes vergewe, terwyl ons op hierdie reis is. Heer, verwyder tog alles wat skeiding maak tussen ons en U. Heer, nie net vir ons nie, maar vir ons kinders en ons familie. Heer, wees ons so genadig om U self so te openbaar, nie net aan ons nie, maar ook aan ons geliefdes en in ons omgewing. En ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, ons sluit af met hoe groot is God. Die wilde van die Heer, geklee in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig, en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God,
Liefdes, gaan die week in met die seën van die Here vanuit Numeri 6 vers 24. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Versprei my